Jakobus 2 vanaf vers 14 tot en met vers 26. Want wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so ook is die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En as hy 'n vriend van God, en hy is 'n vriend van God genoem, sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Rahab die hoer ook so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Goed, so hierdie gedeelte gaan oor die nutteloosheid van geloof sonder werke. So, geloof kan alleenlik tot volle uiting kom as daar werke bygevoeg word, en dan moet 'n mens nou gaan baie duidelik onderskei wat beteken die werke van geloof. So, nou kom ons werk dan nou vers vir vers deur hierdie gedeelte, sodat ons beter kan verstaan wat word bedoel, wat wil die boek Jakobus vir ons leer rondom werke wat saam met wat geloof tot volle uiting bring. So in die eerste vers sê hy, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. So, en dan sê hy, die geloof kan hom tog nie red nie. So, per implikasie, sien ons dan in Jakobus dat as jy nie werke het nie, wat by die geloof pas nie, dan is jy nie gered nie. Met ander woorde, kom ons vat nou maar net in beginsel, net die hele woord van God. En kom ons sê, jy was so intelligent en jy het soveel houvermoë, verstandelike houvermoë gehad, dat jy die hele woord kon lees van begin tot einde en dit memoriseer, tot so mate dat as jy met iemand sou sit, sal jy vir hom die hele, kom ons sê maar, die hele Matteus boek uit jou kop uit kon opsê. Dan sê hierdie woord vir ons, dat nou het jy geloof bekom, met ander woorde, jy het kennis bekom van die woord, maar nou bly dit nog steeds net 'n kennis in jou gedagtes. Maar as dit nie tot uiting kom in terme van werke nie, met ander woorde, toepassing van die woord moet plaasvind. En daarin is daar geweldig baie in opgesluit dat 'n mens dit reg moet verstaan, want andersins weer 'n keer is dit net 'n doen en 'n lees en doen, en dis ook nie wat dit beteken nie. So kom ons kyk 'n bietjie verder. So nou sê hy in vers 15, as daar dan nou 'n broer of suster naak is, nou moet ons interpreteer. So wat beteken dit as daar 'n broer of suster is wat naak is? Wat beteken dit? Beteken dit iemand wat nie klere het om aan te trek nie? Jy sien iemand
langs die pad, of jy, kom ons vat nou maar typies hoe ons nou in die Suid-Afrikaanse milieu kry jy geweldig baie arme mense. Ons kry baie armes, in die plakkerskampe kry jy mense wat, en nou begin ons 'n bediening, waarin ons dan vir mense klere begin uitdeel. En kos, met ander woorde, ons hou sopkombuise en ons versamel klere en ons deel vir mense klere uit. Is dit wat hierdie woord in vers 15 vir ons sê? As daar dan nou 'n broeder of suster naak is en aan daaglikse voedselgebrek het. Right, so kom ons kwalifiseer. Die heel eerste punt wat belangrik is broeder of suster. Jy kan oplet daar, hy praat nie daarvan broer of suster nie, hy praat van broeder. En as ons praat van broeder, dan die Engelse vertaling praat van brethren, en hy praat nie van brother nie. Brother is 'n bloedverwant van jou, met ander woorde jou fisiese broer, wat uit jouselfde ouers uitgebore is, en hy is jou broer. Maar wanneer ons praat van broeder, dan praat jy van iemand wat deel het aan die geestelike huis van God. Met ander woorde, medegelowig is. Dis 'n broeder. En nou sê hy, as daar dan nou 'n broeder of suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het. So, waaroor gaan daai naaktheid? Die naaktheid gaan oor, hy is nie bekleed met Christus nie. Met ander woorde, hy het nie kennis van die woord van God nie. Want, ons het sien by die sondeval gebeur daar 'n baie interessante ding. Wanneer Adam en Eva, God sê vir Adam en Eva, as julle van hierdie boom gaan eet, die boom van die kennis van goed en kwaad gaan eet, sal julle sekerlik sterwe. En dan kom die duiwel en sê, nee, maar julle sal nie sterwe nie, en dan eet hulle vir die boom en dan sterwe hulle nie. En so wie het gelieg? Het God vir hulle gelieg of het die Satan vir hulle gelieg? Die feit van die saak is, die oomblik toe hulle van die boom eet, toe kom hulle agter wat? Hulle is naak. Met ander woorde, soos wat ons in hierdie skrif in Jakobus 2 vers 15 sien, sê 'n broer of 'n suster wat naak is, wat beteken dat die oomblik toe Adam en Eva sondig, toe sterf hulle geestelik. Met ander woorde, hulle word ontneem van hulle bekleding wat hulle gehad het. Waarmee was hulle bekleed? Hulle was met God bekleed. Want God bekleed ons met sy gees, en wanneer ons dan met die woord van God werk, dan is ons bekleed met die gees en met die woord. Met ander woorde, Jesus sê vir die vrou by die put in Johannes hoofstuk 2, sê hy, Johannes hoofstuk 4, dan sê hy vir die vrou, dat, want sy vra, waar moet ons aanbid? En dan sê hy, daar kom 'n uur en die uur is nou, dat julle God sal aanbid in gees en waarheid. Met ander woorde, gees, heilige gees, en waarheid is die waarheid van God se woord. En dit is die bekleding. Goed, en dan sê hy in dieselfde asem sê hy in vers 15, en aan die daaglikse voedselgebrek het. Nou weer 'n keer, ons is veronderstel om kosinsamelings te doen vir mense wat nie kos het nie, en ons moet sopkombuise hou, en ons moet op 'n manier moet ons, as kerk, moet ons vir mense sorg wat nie kos het om te eet nie. Dit is nie wat die woord hier probeer sê nie. En daarmee probeer ek nie sê, dat dit sleg is as ons vir mense kos gee nie. Maar dit is nie wat die skrif vir ons hier probeer sê nie. Hy probeer sê, julle moet vir mense voed met die brood van die lewe, en die brood van die lewe gaan oor Christus wat gesê het, ek is die brood van die lewe. En as iemand honger het, moet hy na my toe kom. Honger vir wat? Honger vir die dinge van die koninkryk van God, of honger na geregtigheid. Goed. Nou sê hy in vers 16, en een uit
julle sou vir hulle sê. So hierso sê hy, kom ons sê een uit julle, met ander woorde, julle wat gelowig is, sou nou vir daardie broer of suster sê, gaan heen in vrede. Word warm, word versadig. Goed, ek stop daar. Gaan heen in vrede, word warm, word versadig. Met ander woorde, wat Jakobus hierso sê is jy stuur die persoon weg en sê jy's oorgelaat aan jou eie lot, jy moet jou eie probleem gaan uitsorteer. Met ander woorde, ek sien dit nie my verantwoordelikheid om jou naaktheid te beklee of om jou, wanneer jy honger is, jou te voed nie. Nou sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit. Met ander woorde, wat het die liggaam hier nodig? Eerste plek het hy 'n bekleding nodig, en in die tweede plek het hy voeding nodig. En dan sê ons, kom ons vat dan nou net die beginsel van bekleding. En dan kry ons byvoorbeeld in Kolossense, sê onder andere, laat ek net gou daar by Kolossense uitkom, Kolossense hoofstuk 3 wat sê, so ons lees in Kolossense 3 vanaf vers 9, daar's heelwat wat 'n mens kan sê oor die bekleding. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie, Kolossense 3 vers 9, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle moet julle met die nuwe mens beklee, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles in en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. So, wat sê Paulus in Kolossense dan in terme van bekleding? Hy sê, daar's 'n sekere manier hoe ons 'n broer en 'n suster moet beklee, en dan het hy nou, en daar's baie skrifte in die Nuwe Testament, waarin daarvan ons verwag word om ons met geregtigheid, geregtigheid is die kennis van die woord. Ons moet onsself met geregtigheid beklee. So, kom ons vat onder andere Matteus hoofstuk 5, dan begin Jesus met die bergpredikasie, dan sê hy onder andere, sê hy in vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Met ander woorde, dit gaan weer oor die voeding. Jy moet honger en dors na geregtigheid, en die groot ding met gelowiges is dat elke gelowige, wanneer hy gewederbaar word, met ander woorde, wanneer hy die Heilige Gees ontvang het, is outomaties honger en dors na geregtigheid, want dit is wat die Gees in ons werk. En as iemand dan honger en dors het na geregtigheid, dan sê Jakobus vir ons, my werke van geloof dan moet wees, om 'n broer en 'n suster wat honger en dors na geregtigheid, om hulle met die geregtigheid te voed. Wat beteken? Ek moet hulle disipel met die kennis van die woord van God. Maar mits ek self die kennis het, ek kan nie iemand voed met of help om hom te beklee met die woord van God, as ek nie self beklee is en reeds self gevoed is met die woord van God nie. Goed. Nou sê hy in vers 17, Jakobus 3 vers 17, net so ook is die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Met ander woorde, jy kan kennis hê van die woord, maar as dit nie oorgaan in 'n werke aksie om ander te help nie, met ander woorde, daai beginsel van naaste liefde en broederliefde. As ek nie in broederliefde optree en 'n ander broer en 'n suster help om tot kennis te kom van die waarheid, met ander woorde beklee word of gevoed word nie, dan is my geloof dood. Dan beteken dit niks. Vers 18. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke.
Jy het die geloof en ek het die werke. Nou, hier is 'n vertalingsfout in hierdie vers wat nou volg. Hy sê, toon my jou geloof uit jou werke. Gaan en krap dit dood in jou Bybel, want daai woord uit hoort nie daar nie. Daar moet staan, toon my jou geloof sonder jou werke. Met ander woorde, jy kan aan die Engelse vertaling gaan kyk, daar staan without. Toon my jou geloof sonder jou werke. En dan die tweede gedeelte van daai vers, onthou ek is nou by Jakobus 2 vers 18, hy sê, toon my jou geloof sonder jou werke en ek sal jou deur my werke my geloof toon. So daai woord uit in die tweede deel van daai sin is ook, ek sal jou deur my werke my geloof toon. Met ander woorde, al twee die rolspelers hier is verkeerd. Met ander woorde, kom ons lees net gou weer die vers soos wat hy moet lees. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof sonder jou werke en ek sal jou deur my werke my geloof toon. Met ander woorde, jy kan nie deur jou werke jou geloof bewys nie, en die ander ou kan ook nie sonder werke sy geloof bewys nie. En dis die beginsel. Met ander woorde, die twee komponente loop hand aan hand. Geloof en werke is 'n eenheid en dit kan nie sonder mekaar funksioneer nie. Jy kan nie werke doen sonder geloof nie, want geloof is kennis van die woord van God, en nou moet daai kennis oorgaan in werke. En net so kan jy nie werke doen nie sonder kennis van die woord van God nie, want dan gaan jy kom ons noem dit dan nou godsdienstige werke wat ook dood is, gaan jy beoefen. So die twee loop hand aan hand. Dan sê hy in vers 19, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Nou goed, wat beteken dit om te sê God is een? So kyk gou vinnig net saam met my na 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6, en ek gaan nou maar net, daar's meer skrifte waarna ons kan kyk, maar kom ons kyk na 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6 wat sê. Ek lees vanaf vers 3, hy sê, maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. Wat dan die een van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. Dit is hierdie punt wat Jakobus maak, daar's net een God. En dan sê hy, want as iemand nou offervleis eet vir afgode, moet jy net verstaan, daar is net een God. Hy sê, want al is daar ook sogenaamde gode, vers 5, 1 Korintiërs 8:5, al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur hom. Met ander woorde, God se eenheid lê in die Vader en die Seun. Dis so eenvoudig soos dit. En ek verstaan, ons kan ons nou nie die Heilige Gees uit die equation of uit die prentjie uitlaat nie, maar God se eenheid lê in God die Vader wat deur sy Seun na die mens toe gekom het om die mens te red. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur die woord van God. So ek kom net terug na hierdie versie in Jakobus 2 vers 19, jy glo dat God een is, jy doen goed. Met ander woorde, ons aanvaar dat mense, die gelowiges het almal kennis dat daar net een God is. Daar's nie 'n tweede God nie, daar's nie 'n moslim God en 'n hindoe God en 'n wat ook al God jy sou daar wil oprig nie. En ek weet, dit gebeur so maklik as jy nie die waarheid van die woord regtig in jou hart vasgemaak het nie, dan kan jy baie maklik mislei word deur te sê, o ja, maar die Jode het 'n God en die moslems het 'n God en elke ou se God is sy God. Nee, daar's net een God. Nou sê hy, jy doen goed. Dan sê hy,
Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. En dit is waar die verskil lê. Hoekom sidder hulle? Want hulle ken die woord. Ons moet een ding verstaan van die duiwels wat uit die hemel uitgewerp het. Gewerp is deur God. Hulle het God geken. Hulle ken die oordeel van God. Hulle ken God se raadsplan. En hulle weet. En ons kan in Openbaring 12 kan ons sien dat min of meer 1/3 van die engele uit die hemel uitgewerp is as gevolg van die opstand wat van Lucifer afgekom het. Lucifer was bekend as die môrester, soos wat ons dit kry in Jesaja hoofstuk 14. Sien ons, hy verwys na die môrester wat Lucifer beteken. Met ander woorde, die een wat skyn soos die môrester. En hy was uit die hemel uitgewerp, maar voordat hy uitgewerp was, het hy 1/3 van die engele wat op daardie stadium in die hemel was, het 1/3 van die engele saam met hom gerebelleer teen God, en God het hulle uitgewerp uit die hemel uit. En dan sien ons, die engele wat uitgewerp is, het geweet wat is die uiteinde van die besluit wat hulle geneem het. Hulle het geweet, hulle gaan ewig in die vuur, in die poel van vuur gewerp word. En daarom sidder hulle. Met ander woorde, hulle siddering is wanneer hulle weet wat die oordeel is wat klaar oor hulle gevel is. En daarom vermy hulle God en Jesus met alles in hulle, want hulle weet sodra Christus, en ons sien dit baie in wanneer Jesus in sy bediening beweeg, en hy kom met mense in aanraking wat duiwel besete is, dan sidder hierdie duiwels. Hoekom? Want hulle dink, dis nou die tyd van die oordeel vir ons. Wanneer hulle in die teenwoordigheid van Christus kom, dan sidder hulle. Die vraag is, sidder jy? Sidder ek? Het ons genoeg vrees van God om nie net te hoor nie, maar te doen? Wat was die duiwels se probleem? Hulle het gehoor en die teenoorgestelde gedoen, en daarom sidder hulle nou. En die probleem met ons as Christene is ons kan baie maklik sê, ja, Here, maar Jesus se woorde was, waarom noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? En dis waaroor geloof en werke gaan. Jy hoor 'n ding en jy moet dit doen wat die woord van jou vra. Andersins is dit dooie geloof, want geloof sonder werke is dood. So kom ons gebruik 'n paar praktiese voorbeelde. Kom ons gebruik een voorbeeld. En ons weet wat was Jesus se opdrag. Jesus se opdrag in Matteus 28, en dit is vir my die vertrekpunt van hoor en doen. Die vertrekpunt van geloof en werke lê in Matteus 28 opgesluit, wat sê in vers 18 en 19. En Jesus, en hy praat nou hier met sy disippels, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Luister mooi, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Aan wie? Aan Christus. So wie die mag? Christus. Die probleem is, wanneer ek en jy nie glo dat hy die mag het nie, dan neem ons die mag vir onsself. Met ander woorde, ek vat die woord en ek begin die woord toe te pas soos wat ek het wil doen. En ek doen nie die moeite om uit te vind, wat het Christus gesê wat hy gesê het. So kom ons vat dit verder. Nou sê hy, vers 19, so 18 het gesê, hy wat Christus is, het alle mag in die hemel en op aarde. Nou sê hy in vers 19, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. En nou die meeste mense interpreteer daai versie, dat wat beteken dit om 'n disipel te maak? Dit beteken, ek moet mense red. Ek moet siele red. En dan trek hulle die streep. So, wat is disipels maak? Ek gaan rondgaan en ek gaan vir almal vertel, Jesus is jou redder, neem hom aan, en as hy hom klaar aangeneem het, dan sê jy, okay, ek het sopas 'n disipel gemaak. Maar dis net nie eenvoudig, net nie die waarheid van die woord nie.
Hoe weet ons dis nie die waarheid nie? Want Jesus vat dit 'n tree verder. Jesus sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Lovely, daar stop die meeste mense. Okay, nee, kom ons doop hulle. Ons red hulle deur hulle van Jesus te vertel en dan doop ons hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daar stop hulle. Maar nou het jy het nog nie in werke uitgevoer wat Jesus se opdrag sê nie, want jy het opgehou lees. Lees net die sin klaar of die vers klaar. Dan sê hy, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Leer hulle om alles te onderhou om wat ek julle beveel het. Wat sê Jesus? Jesus sê, disippelskap, doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle en onderhou. Nie net leer hulle nie, leer hulle om te onderhou. Nou is dit heeltemal 'n ander prentjie. Nou is sielered nie die opdrag gewees nie. Die opdrag was gewees wat? Gaan dan heen en maak disippels. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is 'n leerling van iemand. So, van wie is hulle die leerlinge? En dan sê Jesus, alle gesag is aan my gegee. So, as ek doen wat Jesus se opdrag sê in Matteus 28 vers 18 en 19, gaan ek doen wat hy sê. Wat sê hy moet ek doen? Hy sê, gaan dan heen, maak disippels, en dan sê hy, maak nie saak wie dit is nie, jy gaan en jy maak disippels. En dan sê hy, en doop hulle. Nou daar's baie meer insig rondom die doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, want daarin is baie meer as net om iemand onder die water in te druk. Daar's baie meer as net om 'n sinnetjie te sê, ek doop jou in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en ek druk jou onder die water in en nou is jy gedoop. Dis net 'n deel van wat die doop beteken. Want daar's 'n doping met die waterwassing van die woord wat ons kry in Efesiërs hoofstuk 5 is. So ek wil nie nou te ver afwyk van hierdie boodskap af nie, maar die opdrag was gewees, gaan dan heen, maak disippels en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles wat ek julle geleer het en sê dat hulle dit moet onderhou. En nou verstaan jy vir die eerste keer, wat is geloof en werke? Geloof is om te sê, ek het nou die hele woord gehoor, en nou gaan doen ek wat die woord van my vereis. Ek gaan nie nou net en ek vat 'n ou, ek lei hom na Jesus toe, en dan doop ek hom, en nou het ek my werk voltooi nie. Dis nie die werk nie. Die werk is nie klaar nie. En kan ek gou sê, ek dink een van die grootste foute wat ons maak is om te sê, ek sal hom red, ek sal hom van Jesus vertel, en dan sit ek hom, wil ek hom iewers iemand moet nou verantwoordelikheid vir hom neem. En dan wil ek nou maar net sê, dit was nooit Jesus se manier nie. Jesus het nie sy disippels gesê, okay, jy's gered, en dan sê, volg my nie. Of leer my nou maar hy vat met hulle en hy begin met hulle 'n disipelskap pad te stap. En dan wil ek ook sê vir die ou die persoon wat homself voordoen as hierdie groot leraar, wat 'n groot gemeente van 1000+ mense onder sy, en dan vra ek net die vraag, hoe disipel jy 1000 mense? En nou kan jy sê, nee, ons het huiskerkies, en dan sê ek, hoe disipel jy die ouens wat hulle disipel? Doen jy dit? Vat jy die woord en werk, woord vir woord, soos wat Christus woord vir woord gewerk het, met sy disippels, vra ek net vir een meneer leraar, het jy die moeite gedoen om woord vir woord deur die woord te werk met die mense wat jy voor verantwoordelikheid gevat het in disippelskap? Of is jy nou maar bring jy nou maar net jou Sondag preekies en jy verwag mense moet Christus op daai manier leer ken? Die enigste manier is wanneer ons met die woord werk, woord vir woord. En dit is hoe mense kom tot kennis en insig van wat is God, wat is die werke wat ons moet doen, om leer hulle alles wat ek julle geleer het, sê Jesus. Nie net 'n deel nie, nie net hier en daar 'n stukkie nie.
Leer hulle alles wat ek julle geleer het en leer hulle om dit te onderhou. Wat beteken onderhou? Werke van geloof. En die groot probleem is as jy nie kennis het van die woord nie, gaan jy die ouens wat na jou luister net leer wat jy weet. En meeste mense weet omtrent niks van die woord nie. En hulle leer mense omtrent niks van die woord nie. En wat is die probleem? Die blinde lei die blinde en beide beland in die sloot. Beide gaan verlore omdat jy te vinnig opgetree het asof jy die woord ken. Maar jy het net hier en daar 'n ou skriffie waarmee jy werk. Nee, dis nie disippelskap nie. Goed. Ek is by vers 20. Jakobus 2 vers 20. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? En dan gebruik hy 'n voorbeeld. So, Christus sê, jy en ek is nietig. Ons moet aanvaar. Voor Christus is ons nietig. Met ander woorde, ons het uit onsself uit niks om te bied nie. En ek en jy kan nie, wil ek amper sê, oppervlakkig werk met God se woord en dan maak asof ons genoeg kennis het om ander te leer nie. Want as jy nog nie diep ingegaan het in God se woord en diep insig ontwikkel het nie, moet asseblief nie mense disipel nie. Jy moet moeite doen om die woord te leer ken voordat jy daai tree gee om ander te help. Jy kan net mense help met dit wat jy self het. Vers 21. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? So, God sê vir Abraham, ek wil hê jy moet vir Isak offer op die altaar. En dan want nou het Abraham een van twee maniere hoe hy na hierdie ding kan kyk. Hy kan nou sê, ek het 'n woord van God gekry, dat hy uit my nageslag, met ander woorde uit my seun uit, gaan hy vir my 'n nageslag gee. So as God dit gesê het, hoekom verwag God nou, dat ek dan hierdie seun van my moet offer? Hoe kan dit wees, dat die God wat nou, so met ander woorde, God het vir hom 'n woord gegee, met ander woorde, wat is daai woord? Dis geloof. God gee vir hom, deur 'n woord, sê, Abraham, ek gaan vir jou 'n seun gee, en dan gee God vir hom 'n seun. En daarmee het hy nou geloof in God ontwikkel, want God het vir hom 'n belofte gemaak, en dan gee hy vir hom die seun. Maar nou kom God, nadat hy vir hom die seun gegee het, met ander woorde, Abraham het gesien, God het vir hom 'n seun gegee, maar nou verwag God van hom, hy moet hierdie seun offer. Nou wat moet Abraham nou doen? Nou moet Abraham een van twee maniere hoe hy kan reageer. Hy kan sê, nee Here, u het vir my gesê, my geloof sê, ek het u vir my 'n seun gegee en ek moet hom nou beskerm. En u kan hom nie nou kry nie, want u het hom vir my gegee, want uit hom uit moet my nageslag kom. Maar wat doen Abraham? Abraham bly gehoorsaam aan God se woord. Hy was gehoorsaam, want jy moet verstaan, jy kan nou sê, ag, maar so wat, hy het mos nou, wat het hy nou gedoen toe hy nou gehoorsaam was, toe God gesê het, hy gaan vir hom 'n nageslag gee. As jy mooi verstaan wie Abraham was 100 jaar oud en sy vrou was amper 100 jaar oud, en daar was tussen hulle geen rede meer vir die huweliksdaad nie. Met ander woorde, gemeenskap tussen 'n man en 'n vrou nie. Hulle was oor hulle ouderdom. Op daai ouderdom gaan niemand meer die begeerte hê om met sy vrou geslagsgemeenskap te hê nie. Maar wat doen Abraham? Abraham sê, God sê, hy gaan vir my 'n seun gee. So wat moet ek nou doen? Ek moet nou in geloof optree, ek moet nou met my vrou gemeenskap gaan hê, want hoe gaan sy dan nou swanger raak as ek nie met haar gemeenskap het nie? En dan doen hy dit. Want dit is 'n daad van geloof. En dan kom God en dan toets God hom en dan sê hy, ek wil hê jy moet vir Isak offer, en dan, so nou, kan hy weer 'n keer besluit, ek het genoeg geloof
om te sê, God het vir my 'n belofte gemaak, ek gaan staan op die belofte, ek gaan nie my seun offer nie, want ek gaan, maar jy sien geloof sonder werke is dood. So nou weet Abraham, as God vir my gesê het, hy gaan vir my uit Isak 'n nageslag gee, dan vat ek God op sy woord. En as ek God op sy woord vat, moet ek nou in werke hom weer gehoorsaam wees as hy sê offer jou seun. Hoekom sal hy dit doen? Want God sê so. Jy sien, hy sit daar. My en jou probleem is ons sê, ja, God sê ons moet, maar ek gaan dit nie doen nie, want ek weet God verstaan. God verstaan. God verstaan, hy sê ek moet 'n ding doen, maar ek glo God sal verstaan. So kom ek gebruik 'n voorbeeld. Jy het 'n kind wat in 'n buiteegtelike verhouding is. Nee, God weet, God verstaan. En jy doen niks daaraan om jou kind aan te spreek oor die buiteegtelike verhouding nie. Jy los hom. Nee, want God verstaan. Ek weet my kind mag dit nie doen nie, maar ek gaan dit nie vir hom sê nie. Of kom ons vat 'n kind wat in 'n homoseksuele vrou wat met 'n homoseksualiteit verval het. Nee, ek gaan hom net los. Want ek glo God, ek gaan net tot God bid. God sal dit uitsorteer. Ken jy die storie van Eli? Eli se 2 seuns wat vals offers gebring het. En Eli het goed geweet hulle is verkeerd. En Eli het saggies met hulle gewerk, sê, ag nee seuns, julle moet nie doen wat julle doen nie. Maar as Eli geloof gehad het, het hy sy seuns daardie rol as priesters ontneem en gesê, julle kan nie die priesterlike amp beklee met dit waarmee julle besig is nie. Julle moet onmiddellik onttrek word van dit waarmee julle besig is. En dit is werke van geloof. Om saggies met jou kinders te praat en te sê, ag nee, jy moet nou nie stout wees nie, moet nou nie dit doen nie en dit doen nie. Jy moet ferm wees en sê, dit waarmee jy besig is, gaan lei tot die dood. Jy sien, werke van geloof is wat Abraham hier gedoen het. Hy het gegaan en hy het in sy volle oortuiging het hy gegaan om Isak te gaan offer. Want Abraham het gesê, selfs al moet hy sy seun doodmaak, sal God is by magte om hom uit die doodheid op te wek. Vers 23. Of vers 22, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Jy sien, geloof word volkome wanneer dit met werke gepaard gaan. So jy kan nie net 'n ding glo en dit nie in aksie doen en verwag dat jou geloof volkome is nie. Jou geloof word alleenlik volkome as dit oorgaan in werke. Vers 23. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Jy sien, Abraham het God geglo, hoe het hy God geglo? Hy het hom 2 keer geglo. Hy het die eerste keer geglo, toe hy vir hom gesê het, hy gaan vir hom 'n seun gee. En hy het hom 'n tweede keer geglo, toe hy vir hom gesê het, ek gaan uit daai seun net vir jou 'n nageslag gee. Hy het hom 2 keer geglo. En saam met die feit dat hy God geglo het hy 2 aksies moes neem in werke. Die eerste aksie, hy moes met sy vrou gemeenskap hê. Die tweede aksie is, hy moes gaan om sy seun te offer. En binne daai 2 aksies, binne die 2 werke van geloof, word hy tot geregtigheid gereken, want hy het gesê, as God sê, doen dit, dan doen ek dit. En as God 'n belofte maak, dan weet ek, God gaan dit gestand doen. Dis werke van geloof. As God sê, gaan dan heen en maak disippels, en ek gaan maak nie disippels nie, dan het ek nagelaat om werke van geloof te doen. Met ander woorde, ek is ongehoorsaam aan die opdrag. En daar's baie sulke opdragte. Baie sulke opdragte. En ons laat dit na om hierdie opdragte na te kom.
Kom ons vat 'n ander opdrag. Jesus se gebed sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Wat is die daaglikse brood? Dit is die daaglikse woord van God. Die vraag is, eet jy daagliks die Here se woord? Daagliks. Ek praat nie van elke tweede dag of elke derde of een keer 'n week, of is jy elke dag met die woord van God besig? Want dit is werke van geloof. Nee, dis nie my afdeling nie. Ek is nie 'n Bybelmens nie. Ek is nie 'n woordou nie. Ek los die woord vir die woordouens. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Beteken ek moet met die woord van God werk daagliks. Dis wat dit beteken. En die vraag is, doen jy dit? En as jy dit nie doen nie, dan is jy ongehoorsaam en jy word nie tot geregtigheid gereken nie en jy word nie 'n vriend van God genoem nie. Dis die realiteit. Wil jy 'n vriend van God genoem word? Tree dan op in werke nadat jy gekom het tot kennis van die woord van God. Dit help nie, jy het net kennis van die woord nie. Dit is geloof, maar dit word eers volkome wanneer ons oorgaan in aksie. Vers 24. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Met ander woorde, hy sê werke maak geloof volkome. En jou regverdiging kom eers. Jy word geregverdig wanneer jy in aksie oorgaan, wanneer jy kom tot kennis. En daar is baie voorbeelde in die skrif waarin ek en jy tot aksie moet oorgaan. Waarin ons moet optree in 'n aksie, broederliefde, 'n naaste liefde. Jy met die Here jou God en met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Dit is alles opdragte. Maar as jy sê ek het God lief met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my krag, dan vra ek, gebruik jy dan so uit jou hele hart, wat beteken, is jou hele hart by hom en sit jy sy woord in jou hart? Kom ons vat net jou hele verstand. Gebruik jy jou verstand om die woord van God deur en deur te werk totdat jy kom tot die kennis van God se woord? Of is jy nie 'n woordmens nie? Gebruik jy jou verstand om God te leer ken? Gebruik jy jou krag om God te leer ken? Wat is jou krag? Jou menslike vermoë is die krag wat God jou gee. Jou verstand vermoë is die verstand wat die Here vir jou gegee het. Maar jy sien, ons sê, nee, dis nie myne nie, dis nie my afdeling nie, dis 'n ander ou se probleem. Maar jy sien, dan het jy God nie lief nie. En dan wanneer jy God so lief gehad het, soos met jou hele siel, met jou hele hart, met jou hele verstand en al jou krag, as jy God so lief gehad het, dan kom die volgende opdrag, hê dan jou naaste lief, soos wat jy jouself lief het. Hoe het jy jouself lief? Deur God lief te hê. Hoe het jy jou naaste lief? Deur hulle te help om God lief te kry soos wat jy God lief het. So opdrag. Die vraag is, doen jy dit? Dan is jy in gebrek om werke van geloof toe te pas. En dan is jy skuldig. En dan gebeur daar twee goed. Jy het nie geregtigheid nie. En twee, jy word nie geag God se vriend te wees nie. Jesus sê, as jy my vriend wil wees, moet jy jou lewe aflê. As jy Jesus se vriend wil wees, moet jy jou lewe aflê. Wat beteken? Jy moet hierdie wêreld laat gaan vir sy wêreld. En sy wêreld is daar in die hemel by hom. Goed. Vers 25. En is Ragab die hoer nie ook so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur het nie? Nou kom ons vat gou Ragab. Wat het gebeur met Ragab? God sê vir Joshua, hy moet 2 verspieders moet hy uitstuur. En hulle moet gaan na Jerigo toe en hulle moet gaan verken. En hierdie 2
verkenners gaan soontoe en hulle kom by hierdie vrou. Nou, hoe het hulle by Rahab uitgekom? Want dit was die plek waar daar herberg was. Sy was die plek gewees waar manne na toe gegaan het. En hierdie twee manne dink toe, wel, ons strategie gaan nou moet wees, ons gaan nou moet maak asof ons na hierdie vrou toe gaan, want sy het 'n bordeel, en daar gaan nie suspisie wees as hierdie twee oukies hier aankom en na haar toe gaan nie, want die beste plek om na toe te gaan is 'n bordeel, en dan gaan niemand iets dink nie, hulle gaan net dink, hulle gaan soontoe, omdat hulle met die hoere wil gemeenskap hê. So hierdie manne, dis hoekom hulle verkenners is. Is baie slim. In jou verkenning doen jy moet opreg wees soos duif en versigtig soos slange. So hulle gaan versigtig gaan en hulle maak asof hulle na 'n prostituut toe gaan en hulle gaan eintlik om te gaan verken. En dan praat hulle met haar. En wat doen sy? Hulle verduidelik vir haar wat aan die kom is. En hulle sê vir haar, God gaan hierdie stad tref. En dan wat doen sy? Sy kan een van twee goed gedoen het. Sy kon, en dis maar presies hoe werk. Jy kan een van twee goed doen. Jy kan hierdie manne glo en sê, hulle sê, hulle God gaan kom en hy gaan hierdie stad, gaan hy vernietig. So sy kan sê, ja, ek hoor wat julle sê, maar ons is sterker as julle, ons sal dit verhoed. Of sy kan sê, ek het getuie gehoor wat julle God besig is om te doen. Vandat julle deur die Jordaan getrek het, is dit nag in ons land. So, ons het gehoor van julle God. En wat doen sy? En nou, so die tweede fout wat sy kon gemaak het, is sy kon gesê het, okay, gaan julle, en ek hoor wat julle sê. Gaan, en ek sal my gereed, maar wat doen sy? Sy sê, pas op julle, ek hoor wat julle sê, ek vrees julle God, want ek het gesien wat julle God kan doen, ons God kan nie doen wat julle God doen nie, so ek gaan eerder vertrou op wat julle vir my sê van julle God. En wat doen sy? Sy steek hulle weg, sy sê, vir 3 dae steek sy hulle weg, en dan sê sy, wanneer die ander ouens opgehou soek het na julle, dan gaan julle terug na julle mense toe. En dan sê sy, maar ken my net in die saak. Spaar net my en my familie. En wat doen sy? Sy laat gaan hulle. Wat doen sy toe nog steeds? Sy gaan nie en sy verklik hulle nie. Sy vergader haar mense en sy begin vir haar mense te sê, luister, hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding, julle moet saam met my. Nou, moet ons moet glo in hulle God, want hulle God kan ons vernietig. So kom ons staan saam, kom bly julle hier by my, en ons weet hier kom 'n inval, maar ons gaan op hulle God vertrou, en sy oortuig haar hele familie en hulle almal kom. En wat doen God? God red haar. God red haar, op grond waarvan? Op grond van die feit dat sy in werke opgetree het. Sy kon, as hulle daai verspieders weg was, kon sy haar mense, of die volk onder wie sy gewoon het, kon sy by mekaar getrek het en gesê het, luister, hier kom 'n inval, maak julle gereed. Kom ons kry ons wapentuig in plek, hier gaan 'n inval kom. Maar wat doen sy? Sy sê nee, ek gaan eerder vertrou op hulle God. Ek gaan eerder my hoop stel in hulle God. En dit het haar tot geregtigheid gereken, want sy het geweet, sy het getuies gehoor van hulle God. En dis maar hoe ons almal tot redding kom. Dis jou pad van redding, is jy glo in die God, want daar's net een God. En as jy hom nie gaan vrees nie, gaan jy nie die knie voor hom buig nie. En as jy nie in hom gaan glo, in totaliteit, in werke nie, dan gaan jy net tot op 'n tyd jou knie voor hom buig. En dan gaan jy op 'n stadium gaan jy nie meer buig nie. Dan gaan jy verwaand raak en jy gaan op jou eie insigte staat maak. Jy gaan hom nie leer ken in volheid en in volle kennis van hom kom en in volle geloof van hom kom en dit in werke oorgaan en doen wat hy sê nie. Jy gaan net tot op 'n punt en dan gaan jy ophou om die knie voor hom te buig. Vers 26. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so
is die geloof sonder die werke dood. Want soos die liggaam sonder die gees, wie is die liggaam? Die liggaam is nie jou liggaam nie. Die liggaam van Christus is kollektief elke siel wat deel is van die liggaam van Christus. En in daardie liggaam werk die Heilige Gees. En ons kan nie as individue funksioneer nie. Dit is nie God se model nie. God werk deur 'n liggaam. En die liggaam is saamgevoeg as bruid van Christus. En daarom sê hy, werke gebeur binne die liggaam. Werke gebeur nie in onafhanklikheid. Ek en jy kan nie sê ek en Jesus en ons twee te ding nie. Want Jesus ontkoppel hom nie van die liggaam nie. Hy bind hom in die liggaam in en hy bind ons in daai liggaam in. Hy verbind hom tot sy liggaam en ons moet ons verbind tot die liggaam. En dit is werke van geloof om te sê ek is deel van die liggaam van Christus. En daar is geen verdeeldheid in daai liggaam nie, want daar's een God en een liggaam. En dis geloof. Geloof is een God, een liggaam. En dan is my vraag, en daar's een geloof en daar's een doop. En my vraag is, hoe is dit dat daar soveel kerke is, as daar net een liggaam is? Wat sê dit vir my? Dat al die kerke is die vals is. Want as jy jou nie skaar by die eenheid van Christus nie, dan gaan jy jou afstig van die liggaam af, en dan is jy in rebellie tot God, en dan is jy lankal nie meer in werke van geloof nie, want werke van geloof werk waarna toe? Na die liggaam toe. En daar is 'n eenheid in die liggaam. Dis hoekom as daar een God is, dan sê daai God, hy verbind hom tot een liggaam. Nie een liggaam met 1000 denominasies nie, een liggaam. My vraag aan die luisteraar wat na hierdie boodskap luister, my vraag is jy deel van jou eie kerkie? Is dit ons ou eenkant groepie? Ons glo die koninkryk werk so? Of verbind jy jou tot die hoof? Met ander woorde, verbind jy jou tot Christus? En is jy in eensgesindheid met wat Christus wil doen met sy liggaam? En as dit waar is, dan sê ek onttrek van die hoer, want die hoer werk met ons. Ons is een, ons in Jesus, die liggaam van Christus, stig nie af nie. Die liggaam van Christus trek na die liggaam toe. En dit is die eerste daad van geloof, is wanneer jy kom tot kennis van Christus, dan verenig jy jouself met sy liggaam, en sy liggaam is nie teen homself verdeeld nie. Hy kan nie. Die liggaam kan nie teen homself verdeeld wees nie. En daarom, wanneer ons met die dinge van die koninkryk besig is, dan werk ons net om te kyk, waar is die liggaam? Waar is nog van die liggaam? Waar is hulle? Waar kan ons hulle kry? Waar kan ons met hulle deel? Waar kan ons met hulle in eenheid saam staan? As deel van Christus en onder sy hoofskap. Amen.